het met 'n paar bekende wildboere gesels voor die verrigtinge begin het. Man, ons het gekom om te kom kyk. Nodeloos om te sê die bedryf is op 'n stadium wat ons moet sien waartoe gaan hy en ons kom vir Tina ondersteun. Ek dink die hele dag is baie mooi beplan en dit lyk alles baie mooi. Is fantastiese diere op die veiling. So ons kom 'n bietjie kyk wat is hier wat ons genetika kan oplig en om vir Tina te ondersteun. Dit is belangrik, dit is baie belangrik om te sien wat aangaan in die wildbedryf. Ek dink na laas jaar is ons bekommerd oor waartoe die pryse gaan. Dit het goed gereën, maar ek dink nog nie ons is oor die ergste droogte nie. Die komando wil ons maak seer, so ons wil net kyk waartoe gaan die mark en ons kom kyk spesifiek na 'n groot buffelbul wat vandag op die veiling is en dalk 'n Buster Gewiesbokbul. Ja, ek dink belangstelling is goed en Tina se diere is baie spesiale diere. Ons is hier hoofsaaklik om te ondersteun. Ons kom 'n lang pad en ek dink baie van die mense is so, maar is ook top genetika. Ek dink van die beste in die land en dit hang af van wat die pryse is, dan sal ons maar sien of daar iets in ons skoot val of nie. Maar ek sien uit na 'n goeie veiling. Sy verdien 'n goeie veiling. Die veiling het afgeskop met van Tina se spog Santa Gertrudis beeste. Een van die hoogtepunte was Hercules, 'n Kalahari Springbok ram wat tans nommer 1 op die SCI-lys is. Die Springbok van Jewels of the Karoo is deur meneer Jacques Malan gekoop. Daar was verbasend goeie kompetisie met die koop van rooi gemsbokke en hul splits. Rooi vers, 2 F2 verse, 3 F1 verse. En daar gaan ek nou op 500.000 en 500.000 vir die all out and done. Knockdown op 750.000. 750.000. Hoeveel pakkies vat hy Victor? En God gaan ook toe. All out and done. Knockdown op 600.000. All out and done. Knockdown op 1 miljoen. Kom ons gee 'n lekker aan wat vir die rooi geesbokke. Baie spesiale diere. Bosbok oeye, gedek deur die Ever James Bond, het vir R85.000 verkoop. Is dit Norman? Kom ons gee vir Norman 'n lekker ander klap. Hulle gaan pragtig lyk daar. Baie mooi. Die groot hoogtepunt van die dag was die verkoop van tequila, 'n swartwit pensbul. Ladies and gentlemen, selling tequila for 6.8 million. Here's the hammer. Knockdown on 6.800.000. Tina, kan ek verkoop? Tina sê ons kan verkoop, meneer. Kom ons gee baie lekker aan het land. Kijk, met tequila self is ek baie gelukkig. Ek dink regtig dit is bewys deur 'n hele klompie jare nou al van sy nageslag. Seker die beste teelbok wat ek nog gesien het. Prys, dis 'n klomp geld, maar ek dink as jy dit opweeg teen die kwaliteit wat jy kry en die bewese kwaliteit, dan dink ek was dit eintlik 'n bargain geweest. Weereens, ek wil geluk sê aan Tina en haar span en haar medeverkopers. Ek dink dit was 'n baie goeie veiling geweest. En 'n goeie veiling vir my, die sukses van 'n goeie veiling beteken nie omset noodwendig nie. Beteken dat daar genoeg kopers was, genoeg mense, alles was goed georganiseer en alles is verkoop. Dis die sukses van 'n veiling. Baie goeie diere aangebied, uitsonderlike diere wat eintlik hier en daar vir fantastiese billike pryse gegaan het, wat beteken nuwe toetreders in die bedryf, 'n nuwe basis wat geskep word. So dis mos fantasties vir die bedryf. Ons persoonlik het kom koop in Tabatolo, koop eintlik baie selektief en baie skaars. Ons het 'n roundbull kom koop en ons is verskriklik beïndruk met 'n baie gehalte bil wat ons teen eintlik 'n winskoop gekoop het. So van ons kant af is ons baie tevrede. Ons het verwag om meer te betaal vir hom. Die rooi gemsbokke, en dis 'n kleurvariant, waar tradisioneel sukkel die kleurvariante. Vandag toe die rooi gemsbokke aan beurt kom, toe is daar vonke wat onwonderbaarlik weer eens is. So nee, oorhoofs dink ek dit was 'n baie goeie veiling geweest. Ons het dit geniet en ons het ondersteun en ons wil net weer dankie sê aan Tina en haar medeverkopers. Het was 'n baie suksesvolle dag, rakende die ekonomie en die droogte.
dink ek het ons 'n baie goeie veiling agter die rug. Sekere diere bo prys, ander diere onder prys, maar die algemene tendens is positief. Beeste het baie goed gedoen. Die reën en die droogte wat gebreek is nou het 'n baie vinniger invloed op die beespryse gehad as op die wild. Hele paar diere bo SA rekordpryse verkoop. Ja, so ons is dankbaar. Dit was lekker.